Ok, nou vir voorbeeld 4 gaan ek nou die volgende spanner in die works gooi. Ek gaan 'n 5 kg blok aan hierdie kant sit, wat oor 'n katrol gaan, en ons sit op die tafel 'n 10 kg, en aan die kant gaan hy weer oor 'n katrol, en aan daai kant hang 'n 30 kg. Kom ons noem dit tou 1 en tou 2. Nou altyd sal die toue weglaatbare massas hê en katrolle sal wrywingloos wees en sulke tipe goed. Die enigste ding wat hulle hierso wel vir ons sê, is hulle sê die kinetiese koëffisiënt van die vlak is 0,08. En nou is die vraag, wat is die versnelling van die sisteem, die spanning in tou 1 en die spanning in tou 2. So om dit reg te kry, selfs as al die voriges, ons gaan begin met 'n vryliggaamdiagram vir elke voorwerp. Van daar af gaan ons 'n F-net som doen met die regte tekens, en dan van daar af behoort ons A te kan kry deur eliminasie. En dan vervang jy net jou A terug om die twee spannings te kry in die toue. Ok, so ons gaan begin met ons 5 kg voorwerp se vryliggaamdiagram. So as jy nou gaan dink, wat trek die 5 kg af onder toe? Net sy gewig. En wat trek op? Die spanning in tou 1. Nou my positiewe bewegingsrigting gaan ek so omvat. Wat beteken, ek neem aan tou 1 trek harder as die 5 kg se gewig, want ons aanvaar die 30 kg is sterk genoeg om die twee voorwerpe saam te laat beweeg. Reg? So nou van daar af weet ek dan tou 1 moet langer wees as my gewig. As ek gaan kyk na die 10 kg, dan is daar nou 'n klomp kragte wat ons in ag moet neem. In die eerste plek het die 10 kg 'n gewig af ondertoe wat perfek uitgebalanseer word met sy normaalkrag. OK? Dan is daar 'n krag wat hom regs trek. Die krag wat hom regs trek is die spanning in tou 2. En dan is daar 'n krag wat hom breek, wat hom links trek, en dit is die spanning in tou 1, en daar sal ook kinetiese wrywing wees op daai oppervlak. Reg? En onthou, as daar meer as een krag is, maak die kolletjie groter, jou lyne moet reguit wees, daai lyne kan nie buig nie. Jy kan hom nie so omtrek omdat jou kolletjie te klein is nie. Hulle moet parallel aan mekaar reguit loop. So ek het basies hierso twee kragte links, en as die blok nog steeds regs versnel, dan aanvaar ons dat daai tou 2 groter sal wees as die som van hierdie twee. So tou 1 plus kineties moet minder wees as tou 2. En dan as ek gaan kyk na die 30 kg, dan val hy nou af ondertoe, wat beteken sy gewig moet baie groter wees. So sy FG af is lank, en die spanning in tou 2 wat hom terugtrek, is korter. OK? Nou van daar af, moet jy dan nou jou F-net is MLA som doen vir elkeen van hulle. So ek gaan hierso begin, F-net is MLA. So nou, as ek my bewegingsrigting gaan aandui, hierdie 5 kg beweeg op, die 10 kg beweeg regs, en die 30 kg beweeg af. So onthou nou, enigiets wat in daai bewegingsrigting trek is positief, enigiets wat teen dit trek is negatief. So ek gaan hierso tou 1 sien as positief, gewig negatief. Hierso gaan tou 2 positief wees, tou 1 negatief, wrywing negatief. En daar sal die gewig positief wees, tou 2 negatief. By die middelste een gaan ek daai FG en FN ignoreer, want onthou, hulle balanseer mekaar perfek uit, hulle beïnvloed nie die beweging nie, buiten vir die feit dat die FN bydra tot die wrywing. Dan ons gebruik die FN om die wrywing te bereken. Maar dit het nie fisiese impak in die versnellingsom nie, met die F-net is MLA nie. Daar kyk jy net na die kragte in die bewegingsrigting en teen die bewegingsrigting, in 'n reguit lyn, verstaan. So as ek nou gaan begin met hierdie een se F-net is MLA, gaan ons sê tou 1 min gewig is MLA, wat beteken tou 1 minus 5 mal 9,8 is 5 keer A. En dis sover as wat ek met daai kan gaan. Jy kan nou die 5 maal met 9,8 tegnies, maar dis nog steeds net 'n getal. Dit gaan nie aan die formule verander nie. Hierdie een se F-net is MLA gaan so lyk. Positiewe beweging tou 2, teen beweging tou 1, teen beweging kinetiese wrywing is gelyk aan MLA. Reg? Nou tou 2 en tou 1 en A is onbekendes. En die kinetiese wrywing het ons nog nêrens bereken nie. So jy kan eers die kinetiese wrywing iewers langs die kant gaan uitwerk as jy wil, of ek gaan nou sommer alles hier op een slag skryf. Ek gaan net een lyntjie afgaan. Dat ek meer spasie het. Tou 1 min, tou 2 min tou 1. Kinetiese wrywing is μk maal Fn gelyk aan MLA. Want dit is mos nou eintlik hoe ek kinetiese wrywing uitwerk. Dis met die kinetiese koëffisiënt gemaal met die normaalkrag. So van daar af kan ons sê, dis tou 2 min tou 1, die wrywingskoëffisiënt is 0,08, die normaalkrag is gelyk aan die gewig. So die gewig is eintlik 10 keer 9,8.
want dis my gewig wat ook my normaalkrag is, né? Aan die ander kant gaan ons net sê 10 keer A. So daai kan ek nou 'n bietjie gaan vereenvoudig as jy wil. Ek dink kom ons doen dit. So ek gaan hierso net terug gaan. 5 maal 9,8 is 49, dis 5A. Tou 2 min tou 1 minus. So die koëffisiënt is 0,08 gemaal met 10 keer 9,8 wat die normaalkrag was. So daar kry ons min 7,84 is 10 keer A. En dan doen ek nog my F net som vir die laaste blok. F net is M maal A. Ek sal opskryf dat julle kan sien. So van daar af sal dit wees positiewe gewig, negatiewe tou 2 is gelyk aan M maal A. Nou hierdie gewig is 30 keer 9,8 min tou 2 is gelyk aan M maal A. Ek dink is 294, streep net 30 maal 9,8. As hy, so 294 min tou 2 is gelyk aan 30 keer A. En nou het ek 3 vergelykings waarmee ek nou my eliminasie moet doen. Nou moet nie skrik nie, nie bang te wees nie, is net 'n bietjie wiskunde, reg? So as ek van daar af gaan sê eliminasie, dan skryf ons net die gelyksoortige goed onder mekaar. So vir die 5 kg lyk die vergelyking so. Tou 1 minus 49 is 5 keer A. En jy sal sien ek los hier 'n redelike groot spasie, want jy moet nou onthou, jy moet alles in ag neem. Daar gaan tou 1, tou 2's, getalle en A's wees. En jy wil dieselfde goed onder mekaar skryf sodat dit op die ou einde kan uitwerk. So ek los 'n spasie daar vir die tou 2's, reg? Dan die 10 kg gaan so lyk. Ons het plus tou 2. So tou 2 min tou 1 min 7,84 is gelyk aan 10 keer A. Dis hoe sy vergelyking lyk. Dan jy kan daar ook nou maar net 'n plus skryf. So jy verander net die volgorde, sit die goed wat dieselfde is onder mekaar. Reg? En dan gaan ek kyk na 30 kg, die laaste. So hy het 'n min tou 2 en 'n plus 294 is gelyk aan 30A. So ek vat net daai 3 vergelykings, sit hulle onder mekaar, dieselfde goed, en dan doen ek my eliminasie. So tou 1 min tou 1 val weg, tou 2 min tou 2 val weg. So nou moet ek net die getalle gaan optel, so dis 49 minus 49, skus, minus nog 7,84 plus 294. Dan kry ons daar 237,16 is gelyk aan 30, 40, 45 A. En nou om A alleen te kry, moet ek daai antwoord net deel deur 45. So my versnelling op die ou einde is 5,27 meter per sekond regs om. En dan jy mag ook nou sê kloksgewys. As jy onderwyser dit toelaat natuurlik, né? Nou van daar af, as ek my A het, dan het ek die eerste vraag beantwoord. Dan is die volgende 2, wat is die spanning en toue? Nou as jy weet wat die A is, dan kan jy mos nou net daai A terugvat na daai 2 vergelykings toe, om die 2 spannings en die toue te kry. So ek gaan sê tou 1 is basies daai 5,27 gemaal met 5, en dan gooi ek die 49 oor, so plus nog 49, gee vir my 75,35 Newton. Om tou 2 te kry hieronder, gaan ek sê 30 keer A, wat 5,27 was, en dan kan ek hier 294 oorgooi, so dis minus 294, dan kry ek min tou 2 is min 135, so tou 2 is dan fisies 135,9 Newton, en onthou hierdie is 2 toue, so hulle is beide rigtingloos, tensy hulle die vraag spesifiek vra, maar hulle is rigtingloos, so ek gaan net byskryf die spankrag. Ok, en dis dit.